Nou vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het en ons is dankbaar dat ons weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. En ek wil u vanmôre 'n bietjie groet met die baie besondere woorde van daardie liedjie wat ons so tyd terug in die gemeente gesing het, It's not an easy road. Die woorde sê, It's not an easy road, we are traveling to heaven. For many are the thorns on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. En die koorgedeelte sê, No, it's not an easy road. No, it's not an easy road, but Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. So is so pragtig toe ek hierdie woorde weer lees, dat ons as kinders van die Here op hierdie pad na die hemel verseker nie op 'n maklike pad is nie. Ek het onlangs vir iemand gesê, ons kan die hemel op aarde hê en eendag hemel in die hemel hê nie. Daar is al soveel voorregte wat ons tans geniet. Ons kan eet, ons kan drink, ons kan trou, ons kan kinders hê, ons kan die vreugde hê van familie, gemeente, vriende. Ag vriende, die voorreg van finansies om sekere dinge te besit en die woord van God in ons midde, die Heilige Gees in ons harte en daar is soveel dinge waaroor ons kan dankbaar wees. Maar nog steeds as ons kinders van die Here is, besef ons dat in hierdie wêreld sien ons die gebrokenheid, die hartseer. Ons ly self onder sonde. Ons ly onder die gebrokenheid van hierdie wêreld en dan kom ons by hierdie gedagte uit. It's not an easy road. We are traveling to heaven. Maar wat is ons fokus? Die een wat by ons is. Die Here Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat deur sy Gees in ons woon en ons las vir ons lig maak. En die Here sê vir ons so baie duidelik in Matteus 11. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. En ons gaan 'n bietjie aangaan met hierdie boodskap vanmôre oor die gedagte wat ons kan doen om die Vaderhart van God te verbly. En ag vriende, die derde gedagte wat so duidelik uitstaan in hierdie Kolossense, die 3de hoofstuk, is die gedagte daar in vers 16. Ek lees vir u. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. So wat is nog 'n ding wat ons kan doen om die Vaderhart van God te verbly? Ons as kinders van die Here kan mekaar leer en onderrig. Ek dink nie u het al ooit daaroor gedink dat u en ek die verantwoordelikheid teenoor mekaar het om mekaar te leer en te onderrig in die waarhede van God se woord, sodat ons geestelik kan groei en toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus nie. Ag vriende, as ons na hierdie woordjie kyk van om te leer, is dit die woordjie in die Griek didasko. En dit beteken to learn or to teach. So met ander woorde, as kinders van die Here kan ons God se Vaderhart verbly as ons mekaar leer en mekaar onderrig met die doel om te verstaan en te verander sodat ons die Here beter kan verheerlik. Die Bybel gebruik woorde soos ons moet mekaar leer, hoor nou, en vermaan met psalms, lofgesange en geestelike liedere. So eenvoudig as ons kyk na die woord, die psalms kan heel moontlik dui na dit wat in die psalms staan, dit wat die volk Israel gesing het by geleenthede waar hulle bymekaar gekom het, geestelike geleenthede. Daarin sien ons psalms van vergifnis, psalms van vermaaning, psalms van opbouing, verskillende psalms, en ons kan mekaar ook uit die skrif van die Here leer en ook vermaan, sodat ons kan verander en kan verstaan en kan sien wie die Here is aan wie ons behoort. Die Bybel praat van lofgesange. Hierdie lofgesange was ook liedere wat die volk gesing het, geestelike liedere. Ons weet nie presies wat elkeen van dit beteken nie. En ons het ook nie 'n boek met al hierdie lofsange en geestelike liedere in nie. Maar vriende, ons kan na ons eie bundels toe gaan vandag. Ons kan vandag gaan kyk na wat ons sing, wat in die woord van die Here staan, wat die Here vir ons leer. En dan kan ons op ons beurt weer ander onderrig en ook vermaan. Ek dink maar in 'n eenvoudige situasie in ons huisgodsdiens wanneer ons in die aande as familie bymekaar kom. Dikwels is die gedeelte wat ek voorlees 'n gedeelte van vermaaning, waar die Here ons duidelik vermaan oor sonde, ons vermaan oor die gevaar van die vyand wat poog om ons te vernietig. En dan ander kere is dit weer 'n bemoedigende gedeelte in die woord van die Here, waar die Here ons aanmoedig en waar die Here ons verseker van sy liefde. Romeine 8, ons dink vers 31, wie sal ons skei van die liefde van God wat daar in Christus is? En dan die antwoord dat niks ons sal skei nie. So wat moet ons doen met mekaar? En vriende, as ons Sondag by mekaar kom,
Die wat die dienste gereeld bywoon, wat inluister, sal hoor, daar is sekere dae wat ons uit die woord vermaan, daar is sekere tye waar ons bemoedig, daar is sekere tye waar ons versterk, daar is sekere tye waar ons bemoedig, en dit is presies wat 2 Timoteus 3:16 vir ons leer. Die Bybel sê die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Vriende, een van die Engelse vertalings sê dit vir my so mooi, en ek dink jy sal gewoond aan my Afrikaanse Engels, maar in een van die Engelse vertalings staan daar, every holy writing which comes from God is of profit for teaching, for training, for guiding, for education in righteousness, so that the man of God may be complete, trained and made ready for every good work. Dis vir my so mooi beskrywing. U sien, God se woord is daar om ons te leer. Dit is so belangrik om hierdie saak raak te sien, dat God se woord juist daar is om ons te leer. Dis soos 'n leermeester wat sy student leer. Somtyds weer lê. Dikwels as jy kom by 'n wiskunde klas en jy moes 'n som gedoen het, en jy sê vir jou onderwyser, luister, dit is die antwoord, en hy sê, nee, hier het jy 'n stap gemis, daar het jy 'n stap gemis, of daar is een of ander redenasie, of een of ander debat, en iemand weer lê my met die feite, en dis wat die woord ook doen. Somtyds is ons 'n idee dat ons reg is in ons koppe, somtyds dink ons die som wat ons gemaak het is reg, of die idee wat ons koester, of handhaaf, of wat ons glo is reg, en dan kom die Here en hy weer lê dit, hy slaan dit letterlik vir 'n 6, en dis noodsaaklik dat ons sal sien, teregwysing, dis soos een wat die vinger wys vir jou en sê, luister, jy moet pas op die pad wat jy bewandel, want hierdie pad is 'n pad na die dood, dis 'n pad na vernietiging, dis 'n pad van tugtiging, God gaan jou tugtig as jy aanhou op hierdie pad. Dis ook 'n onderwysing, dis soos 'n onderwyser wat sy kind onderrig, en dan ook die hele gedagte is om ons in die geregtigheid te laat groei, in dit wat reg is. En die Bybel sê dan sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Beteken nie ons gaan volmaak wees nie, maar dit beteken dat ons die woord moet ondersoek, sodat ons ander kan leer, ander ondersoek die skrif, sodat hulle ons kan leer, ons woon eredienste by, sodat ons geleer kan word, ons luister na oordenking soos hierdie, en wat gebeur? Ons verheerlik God, ons verbly die Vaderhart van God, want ons gedagte begin al hoe meer verander, soos die Here wil hê, dit moet verander. Want u sien, wanneer ons mekaar leer, wanneer ons mekaar onderrig, wanneer die woord vir ons belangrik word, vriende, dan word die woorde van Romeine 12, vers 1 en 2 vir ons 'n waarheid. En daar staan hierdie baie besondere gedagte, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige, en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens. Hoor wat sê vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. Wanneer word ons gemoed verander? Wanneer word ons gemoed vernuwe? Wanneer ons leer en vermaan en onderrigting ontvang uit die skrif en dit op ons beurt gee. Vriende, dis nie net predikante wat dit doen nie. U as pa en ma moet dit doen by die huis met u kinders. U kinders moet so in die woord geskool word dat hulle weer ander kan leer. Ons word onderrigting gegee by die kerk, wanneer ons die woord hoor, wanneer ons by 'n braaivuur staan en iemand kom miskien met 'n gedagte en jy kan hulle uit die skrif help en begelei. En ek het onlangs weer 'n gedagte gehad waar iemand gesê het hulle was by die braaivleis gewees en hierdie saak het na vore gekom en dis die antwoord wat hulle uitgekom het. Dink ek is die regte antwoord, en ek kon bevestig het, dit is presies wat die skrif oor die saak sê, en die persoon was dankbaar geweest, want u sien, dis presies waaroor dit gaan. Die Here se Vaderhart word verbly as sy kinders sy gedagte en sy gesprekke met sy woord deurweek word. Mag die Here ons genade gee dat ons sy Vaderhart verbly, dat ons nie net sal dink aan die gedagte van leer en onderrig en vermaaning as net die werk van die predikant of die kerkraad nie, maar dat dit vir elke kind van God noodsaaklik is, en so kan ons die Vaderhart van God verbly. Mag die Here ons seën daarin, en mag hy verheerlik word. Groete vir u, mooi dagie verder, tada.